Môre, ek wil vir julle vandag skryf, maar ek wil net sê dat ek met heel agtergestaan toe skrif uitgedeel is, so gaan my best doen dat julle dit kan lees ook. Kan julle sien daar agter? Daar, ok, so, ek wil vir julle vanoggend vertel, faith versus hope, of geloof teenoor hoop. En dit klink eintlik of ons altyd moet hê, is ek reg? Dis sê so, ok. Maar die hoop waarmee ons uit die wêreld uitkom, en waarmee ons almal geïndoktrineer is nie die hoop waarvan die Bybel praat nie. Ok, en ek wil eers wat vanoggend 'n onderskeid tref tussen hierdie twee, want dit is 'n fyn lyn, maar eintlik is dit baie ver verwyder van mekaar. En hoe hierdie ding gebeur het, is laas jaar is my maale se hond weg, hulle kom uit die veld uit, sy reguit, hy skief, kom hulle uit die veld uit en hulle hond is weg. My maale bly op 'n plaas, is laatmiddag, die hond is weg. En sy bel en sê ons moet bid vir die hond. Nou die kinders bid mos so. Dankie liewe Jesus dat Boesman môreoggend veilig terug is by die huis. Amen. Dis dit. Ek dink as ons vanaand in die bed klim, gaan ek nou hierdie ding deurbid. Reg bid. Ek dink die Here skud dit sy kop vir ons partykeer en dan lag hy vir ons. Want die kinders het feit gehad. Ons dink ons moet vreeslike woorde en jy weet in die gees en so in bid, want ons moet nou hierdie ding nou reg kry. Maar is glad nie hoe dit is nie. Ok, daar moet net feit wees. So toe ek daar in die bed sit, sê ek vir die Here, dat ek het hierdie laaste ruk baie feit nie. Hy sê vir my, ek weet. Hy sê, jy het feit verruil vir hoop. Hoor het sê vir my, jy het geloof geruil vir hoop. Hy sê, omdat jy nie genoeg tyd my spandeer nie. Ek sê, Here, dit is absoluut die waarheid. En ek het die pen, ek is verskriklik jammer. Ek sê, maar vanaand kies ek om feit te hê. Dat hierdie engele aangaan, dat daai hond opdrag gee vanaand om hom veilig te hou. Dis 'n uitgegroeide stadshond, Joburg hond, wat ons gekry het op die plaas. So, hy ken die plaas nie. My ma se hond is dood, ons het hierdie op Facebook gekry van mense wat immigreer het. So, ek bid toe dat die engele aangaan om opdrag gee, as hy nie in 'n strik gevang word nie, laat 'n rooi kat hom nie vang nie, laat niks oorkom nie, laat die engele hom veilig sal terugbring, net so wat die kinders sê. So die volgende oggend, vroeg is my maale uit in die kloof, soek die hond, niks. Toe hulle terugkom by die huis, is die hond. Ongedeerd. Okay. Ja. So dit is 'n simpel hondestorie, maar die les wat die Here my daar uitgeleer het, is dat ons nie feit moet verruil vir hoop nie. Yes. En dis wat gebeur, is ons bid en ons hoop, maar die Here gaan ons help. Yes. Maar ons bid en ons is oortuig van wie hy is nie. Hoor julle wat ek sê? Yes. Ons bid en ons hoop, maar die Here gaan ons help. Ja. Ons nie oortuig nie. Yes. En daai hoop wat ons het, hoop, is 'n 50-50. Ja. Dis nie die hoop waarvan die woord praat nie. Glad nie. Ek kon nie 'n skrif kry in die woord wat sê, jy moet hoop nie. Die hoop waarvan hy praat, is 'n ander tipe hoop. Ons gaan nou daar praat. So, en ek wil vir julle sê, as jy faith het, waartoe loop het, en as jy hoop het, waartoe loop het, en ek wil dit vir julle neerskryf vandag, dat julle dit sien. En ons gaan skrif en goed tussen en sit, ek los nou daai aan, want ek wil nou vir julle, as ons onderkom, oor iets praat. Ok. So as jy faith het, we gaan die net eers vir nou, daar skuif, né? As jy faith het, dan bid jy, en jy weet, né, so reg, jy weet het, of dit op jou tyd gaan wees, op God se tyd, jou manier, God se manier, dit maak nie saak nie, jy weet, it's gonna be like that, okay? En hierdie, is 'n 100% ding. As jy hoop het, dan bid jy, en jy hoop maar, jy hoop maar, God gaan dit doen, né? Maar hierdie is 'n 50-50 besigheid. Ok, so daar's 'n kans dat die Here dit nie gaan doen nie, of gaan doen. Ok, die enigste rede hoekom jy faith het, oeps, Daisy, is omdat jy tyd in die woord spandeer, en omdat jy by sy voorwaardes hou. Voorwaardes, dit beteken sy beloftes is waar. Onthou julle het al gepraat hieroor, daar's voorwaardes en beloftes. Okay? God sê vir Josua, jy kry die volk, is jou beloftes. Elke plek waar jou voetsool op trap sal ek jou gee. Niemand sal voor jou staande bly nie, ek sal by jou wees al die dae van jou lewe. As jy maar die voorwaardes, jy mag nie links of regs afwyk nie.
Kyk, na Jericho, toe Joshua spiritual pride het, en hy val die volgende stad af sonder om die Here te vra, hy wyk af, kry hulle op hulle Moses. Kyk, so, toe hy daar in sak en as en sy klere skep, sê die Here vir hom, staan op, jy die voorwaarde verbreek, dis hoekom die belofte nie gewerk het nie. Kyk, so alles in die lewe werk met, as jy met jou man trou, is daar 'n belofte, vertrou, die voorwaarde as jy my verneek, kan ek uitstap. As jy Woolworths toe gaan, dan sê, buy 2, get 1 free, sê hulle onder terms and conditions apply. Die belofte is, jy kan 1 verniet kry, die voorwaarde is, jy moet 2 koop. Okay, so die hele wêreld werk met dit. As jy Psalm 91 lees, is daar klomp beloftes, op die einde staan die voorwaarde, omdat jy my naam ken, omdat jy my lief het. So as jy Psalm 91 gaan uitdruk, maar jy het die verhouding met God nie, is dit dooie woorde. Okay, so as jy tyd in die woord spandeer, ken jy die voorwaardes en jy hou daarby. So beteken God se beloftes is waar vir jou. Het julle dit? Okay. Maar wanneer jy nie tyd in die woord spandeer nie, jy is nie in die woord nie, dan verbreek jy die voorwaardes. Dit beteken die beloftes werk nie. So die beloftes werk nie. So nou as jy lyk soos Job, Here, hoekom, Here, waarom, hoekom Here, hoekom ek, hoekom so lank, hoekom nie daai ou nie? Ons het die naweek daaroor gepraat in die Bybelklas. Ons het begin self ondersoek instel en op en vir God vra. Ons begin kyk waar ek uit lyn uit is, hoekom goed die werk nie. En op en vir God vra hoekom goed die werk nie. Okay? God is wie hy is, hy verander nooit. So wanneer ons die voorwaardes verbreek, moet jy weet die beloftes ook nie werk nie. Okay. En hoekom jy hierdie verbreek, is om nie tyd in die woord spandeer, want jy ken dit nie. Okay. So, as ons tyd in die woord spandeer, dan is ons ook gehoorsaam. Of obedient. As ons nie tyd in die woord spandeer nie, dan is ons disobedient, ongehoorsaam. God eis gehoorsaamheid van ons. Dit is presies wat aan die Chris al vanoggend gesê het. Een van die gehoorsaamheidsdinge is as jy repent, moet jy op om dit te doen. Jy kan nie aanhou repent vir dieselfde goed nie. Jy kan nie elke keer voor die regter staan met diefstal nie. Iewers gaan hy vir jou sê, boetie, as jy nou weer by Pick n 5 vang steel, gaan ek jou nie weer 'n kans gee nie. Jy is nou permanent in die tronk. Okay? Iewers moet ons hierdie goeders begin uitsort. Okay? Die bloed van Jesus het ons skoon gewas. En hoe meer jy ons tyd in hom spandeer, hoe meer hy jou was, hoe minder is jy ons ongehoorsaam. Hoe meer begin jy loop soos hy. Jy het al gesien kinders wat aangeneem is, nog nooit sy biologiese ma of pa ontmoet nie, dan ontmoet hy hom as hy 47 is. Dan loop hy ou net soos sy pa. Hy praat soos sy pa, sy hande beweeg soos sy pa. Jy het al gesien? It's incredible. Okay? Sy DNA is binne in ons. Dis in ons vermoë om soos hy te loop en te praat. Dis in ons vermoë. Hoe is dit in 'n kind wat in 47 jaar nooit sy pa gesien het, se vermoë, wat in die vlees is? As dit nie in ons DNA ingebou is in die gees nie. Okay, so moenie dat die duiwel jou alleen vertel, ek is maar net 'n mens nie. Daar is 'n godsdienstige sinnetjie wat in ons breine ingebrand is toe ons klein was, in die godsdienstige stelsel. Ag, jy weet Karl, ek is maar net 'n mens. Jesus was ook maar net 'n mens. Totaal en al mens. Om vir ons te kom wys hoe lyk dit as jy in sy gees loop. So daai sinnetjie tel vir niks nie. Okay? Niks. Om te sê ek is maar net 'n mens nie. Nee, God sê maak 'n besluit. Daar is 'n godsdienstige ding wat uit die kerk uitkom. Dit staan nie in die woord nie. Nêrens in die Bybel is al vers wat sê, ag jy's maar net 'n mens, ek het maar grace, doen maar net wat jy wil nie. Staan nie daar nie. Okay. So ons moet ons koppe rondom daai ding kry dat dit 'n leuen van die duiwel is wat die kerk vir ons vertel het. Okay. So, as ons gehoorsaam is, hier is ons belangrik, vertrou ons sy tyd. Belangrik, sy tyd. Okay, so of het gebeur wanneer jy dit wil hê of wanneer God dit wil laat gebeur, ons trust daarin. Okay, maar wanneer ons ongehoorsaam is dit ons eie tyd. Ons eie tyd. Okay? En ons eie tyd is maar baie ongeduldige besigheid, né? En dis Job se storie. Hoekom, waarom, hoekom vat dit so lank? Hoekom ek, hoekom nie hy nie? Ek is geregtig, ek's 'n kerkmens, Here, ek gaan Sondag kerk toe, Here. Ek lees elke dag 'n versie in die Bybel. Vra vir 'n tannie, lees jy Bybel? Ja, elke dag een versie. So seriously net een. Hoe dink jy gaan my man lyk as ek elke dag net een sinnetjie met hom praat? Dink jy ons huwelik gaan dit lank hou nie? Verstaan, maar mense kom, hulle voel dit is genoeg. Hy het 'n Bybelstukkie waar hy lees en dis sy ding vir die dag. Dis al wat hy het.
So wat's God se probleem? Hy het dit ons gelees vanoggend. Kyk, so dan raak ons ongeduldig oor sy tyd en ons wil dit in ons tyd hê. Here, ek het dit nou nodig. Here, ek moes dit al gister gehad het. Here, hoekom het U nie deurgekom nie? Here, hoekom wag ek so lank? Here, hoekom bly my lewe so in 'n gemors wees? Maar sien jy waar kom hy al vandaan? Wanneer jy 100% oortuig is van hom en tyd in die woord spandeer by sy voorwaardes hou en gehoorsaam is jy oortuig daarvan dat God se tyd beter as jou tyd is. Jy weet dit in jou hart, jy het vrede. Jy is 100% oortuig. Maar omdat jy hierso nie weet wie hy is nie, omdat jy in 'n 50-50 besigheid is, raak jy ongeduldig en jy wil jy dinge in jou eie tyd gedoen hê. Kyk, as jy op sy tyd wag, is jy in Psalm 139 in God se boekrol vir jou lewe. Kyk, God sê, ek het elke dag van jou in 'n boek opgeskryf, nog voor een van daai dae daar was. God sê vir my in 2001, hy sê vir my, Deuteronomium 28, gaan nou inskryf, hy sê, ek sit vir jou lewe en dood, kies die lewe wat jy kan lewe. Ek sê, Here, ek doen, hy sê, jy doen nie. Ek sê, Here, daai mense wat teen U glo nie, hulle kies die dood, hy sê, jy ook. Ek sê, ek verstaan nie, wat my verduidelik. Ek lees hierdie skrif vir die eerste keer in my lewe, Psalm 139, ek dink vers 17. Ek sê, Here, hoe het ek dit nog nooit gesien nie? Hy sê, jy het dit nie gelees nie, boek was daar. Maar ek het nooit geweet ek het 'n boekrol nie. En hy sê vir my daai dag, hy sê elke keer as jy jou eie plan maak, skryf jy jou eie boekrol, kies jy die dood. Ek dink ek's 'n Christen, ek kies die lewe. Maar sien, ons lees die Bybel so in die vlees, so oppervlakkig. Ons is in 'n tyd waar ons nie meer daar kan wees nie, sissies en boeties. Ons moet hierdie woord in die gees begin lees, dieper dimensies ingaan en besef dat lewe en dood het niks te doen met my en die Satan ou daar buite nie. Dit het net met my te doen en wat ek kies in my verhouding met God. Ek wil ons altyd ander mense bietjie slegter maak as ek het, ek tog net kan beter voel. Here, hier is nie vir my nie. Ek glo in U. Die dood is vir ander mense. Die dood vir myself omdat ek my eie planne maak. So hierdie in ons eie tyd lei na ons eie boekrol toe. En eie planne, né? Het jy al 'n deur oopgeskop wat jy wil oop hê? Jy wil 'n ding koop, jy soek uit kar. My kar is stikkend, maar ek soek daai kar. Ons nie eintlik geld nie, ons gaan dit maak werk. Bankeer om my goed nie, maar my vriend gaan my geld leen. My vriend kan ook nie leen nie, maar ek het 'n ander pel wat my gaan leen. Maar my ma, maak saak hoeveel deure die Here toe maak, jy kry 'n ander deur wat oopgaan. En dan 6 maande later, dan slaat lockdown en jy kan jy kar se paaiement en jou vriend terugbetaal nie. En dan wonder jy en sit jy nou met jou moun gesig hier al voor die Here, hoekom, waarom, Sê die Here, ek het hoeveel deure try toemaak, maar jy skop beloop, want jy maak jou eie planne, skryf jou eie boekrol, jy try dit in jou eie tyd doen. Ek weet goed wat jy nie weet, ek's buite tyd. Ek hou deure toe vir 'n rede en ek maak deure oop vir 'n rede. As jy net luister wat ek sê, maar jy spandeer die tyd in my woord nie, so hoe moet jy luister? The Holy Spirit can only reveal the word that is within you. As jy nie dat boek lees en ons niks woord in jou nie, wat moet hy reveal aan jou? As jy nie die Bybel lees, wat is die revelation in jou hart? Niks. As jy negatief is, wat is die revelation in jou hart? Negatief. As jy die woord lees, wat is die revelation? Enige iets wat die Here jou wil sê. Hy kan nie vir my mense stuur om mee te praat, as ek nie die woord in my hart het nie. Die Here haal partykeer skrif daar uit wat ek so lank terug gelees het, ek het al vergeet ek het dit gelees. As daar iemand voor my sit, dan kom maar goed by my mond en dink ek, waar het hierdie nou uitgekom? Maar dis woord wat al oor tyd ingesit is. Voor ek tot bekering gekom het en ek het my kerk verdedig, het die Here niemand op my pad gestuur, want daar was niks in my nie. Ek kon geen revelation vir enigiemand bring nie, want daar was nie woord in my nie, ek het die Bybel gelees nie, ek het die Bybel verstaan nie. OK. As ons in sy boekrol is, hier is baie belangrik, is ons in humility vir hom. Hierdie is die grootste wapen teen die duiwel, humility. Maar ons eie boekrol kom van pride af. Dis waarvoor die duiwel uit die hemel uitgeval het. Kyk, hierdie is 'n baie belangrike beginsel. Here het laas jaar met my vir 'n lang ruk gepraat oor dit, humility en pride. Pride gaan ook tesame met as jy offense vat.
As dan die Chris aan my oor die vingers sulke sê ek sit lyn uit, kan ek of in humility sê, yes, dan ek het nie besef nie, en voor die Here gaan sê, Here, ek's jammer oor die ding. Of ek kan in myself defend te gaan en vir sê, maar Tannie verstaan nie hoekom het ek dit gedoen nie. Dit kom uit pride uit. Julle moet mooi verstaan, ons sê die naweekie, ons het 'n Bybelklas en die een vrou sê in die kerk het iemand gebid, kan nie al die detail onthou nie, maar onder gebed het iemand toe op die foon iets vir die ander een gewys. En dis 'n movie se storie toe in daai tyd. Want sy wat gebid het, sê het ook nie vir hulle sy is ongelukkig gesê het vir iemand anders of hulle te sê, verstaan. En hulle is so verkeerd, ek sê nee, sy was verkeerd, want sy het offense gevat. Wat het met haar te doen wat hulle op die foon doen? Niks wat haar te doen nie. Sien, eintlik dit gaan oor haar eie beeld, die mense moet tog net sien sy bid en nou het hulle nie na gekyk nie. Sien, pride kom so fyn in dat jy dit nie weet nie. Want ek per se in die groter prentjie is nie 'n prideful persoon nie, julle ken my. Maar as ek en God alleen my diepte van my hart moet gaan soek, is daar pride in. Jy kyk hy guy ou so, dan dink jy, Here, ek het daarmee daai sonde nie. Jy dink, ek het sonde, maar ek lyk daarmee so nie. Dis pride. Daai tannie vat offense omdat hulle op die foon is. Dis omdat sy pride in haar het. Sy was verkeerd, nie hulle nie. Dis hulle saak of hulle dit mis, die anointing kry, nie kry nie, dis hulle saak, niks wat te doen nie. Sien, maar sy wil die ander hê dat sy gebid het. En sy spreek dit nie direk aan nie, sy sê dit vir iemand anders om aan te spreek. Pride and humility, julle repentance, julle moet verstaan, ek wil net verduidelik, toe Jesus aan die kruising, hy sê dit is volbring, en hy gaan in die hel in. In die Romeine sê hy, dat hy is oorgelewer ter wille van ons oortredinge, en hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Hy kon nie opgewek gewees het, voor al ons sondes, agteruit, in daai huidige tyd en vooruit die klaar betaal was nie. Toe eers kon God hom uit die dood uit opwek. En van die ander vertalings waar dit uitvertaal het, sê hy is oorgelewer ter wille van ons oortredinge, en hy sal later vrygemaak word. So die vertaling sê dit uitgedaal. Okay. Maar die 33 vertaling sê, hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking, die King James sê dit ook so, en die Amplified sê dit so. Okay. So verstaan julle dat jou sonde wat jy doen, is reeds 2000 jaar terug betaal. Jou repentance is eintlik om jou te humility voor God te gaan staan. Jou sonde is reeds vergewe. Hy sê in jou sonde en jou oortreding sal ek nooit weer dink nie, en die diepte van die see is dit gewerk, so ver as die ooste van die weste verwyder is dit van jou. So hoekom repent ons dan? Is om in daai humility voor hom te staan en verhouding te herstel. Want die oomblik as jy in humility staan sê, Here, ek is verskriklik jammer oor hierdie ding, dan kap jy die duiwel se bene af. Want die duiwel jou aankla vir daai sonde. Maar die oomblik as jy in humility ingaan en nie in jouself defend ingaan nie, het die duiwel niks op jou nie. Verstaan julle dit? Maar as die duiwel die hele tyd terugvat na die sonde toe, dan is hierdie siklus oor, so eintlik kom jy net nêrens uit nie. Want hoekom lê jy nie die sonde af nie, want jy het pride? Want as jy die sonde af lê, is dit omdat jy humility en humbleness voor God sal sê, Here, help my, ek kan hierdie ding nie nog 'n keer doen nie. Help my met dit. En as dit 'n erge ding is, gaan jy na iemand toe vir deliverance sê, haal hierdie gees wat my dit laat doen uit. Help my. Want jy is humble, jy besef, Here, ek kan nie sonder U nie. Maar wanneer jy dink jy is uitgesort en okay, dan het jy pride. Dis waarvoor Satan uitgegooi is. Dis die enigste triek wat hy het. Hy is nie baie slim, die duiwel nie, hoor. Glad nie. Hy het net een triek. En hy gebruik dit op hy draai hom net so. Gebruik hom op elke ander manier om jou te triek. En ons is stupid om te val daarvoor. Hoekom? Spandeer die tyd in die woord nie. Okay? So hierdie is 'n baie belangrike ding wat elke ou vir homself moet gaan afvra. Want onthou, sonde, as ek jou vloek of steel of jou geld steel, weet ek het dit gedoen. Maar as hierdie ding in jou hart inkruip, papi, jy kom hom nie agter nie, hoor. Hy kom sneakie daarin. En ek is so bewus daarvan, wat Carla is. Want ek sê vir julle, my persoonlikheidstipe, ek het 'n rooi persoonlikheid. Ons is nie maklike mense nie. Ons is eintlik terrible mense. Elke persoonlikheidstipe het ons positiewe en negatiewe punte. Ons persoonlikheidstipe is negatief is terrible. Okay? Maar die Here het my al baie warm geklap hierdie ore, so ek sal baie beter, né? Ek het nie baie grace in my persoonlikheidstipe nie. Ek het nie ander mense emosies nie. Jy weet, nie vir my kom sê depressie nie, want bou 'n brug en kom dit oor jouself. Dis hoe ons is. Ons is doelgerig, taakgerig, ons gaan net vorentoe, ons trap almal plat om bo uit te kom. Dis net hoe ons is. So die Here het my al baie gefiks van dit. Maar dis 'n elke dag se stryd in my persoonlikheidstipe teen dit. Mense praat en dan dink ek,
Dis pride. Dan moet ek sê, sorry Here, sorry, ek kan nie so dink oor hierdie ou nie, sorry. So ek, met my persoonlikheidstipe, ek het al gehoor mense wat alkoholiste was, dink elke dag aan drank, sal dit gelos het. Ek dink is die waarheid. Ja, mense het my al vertel wat alkoholiste was. Hulle dink elke dag aan. Ek wil sê, ek moet elke dag my persoonlikheidstipe fight met dit. Omdat ek 'n vinnige brein het, en ek kan goed vinnig opsom, en ek meet alles aan die woord, en ek weet alles met feite. So mense goed sê, dan dink ek, stupid. Ek sê as ek 'n stupid goed. Verstaan, dit kom in my gedagtes op. Julle wat hier buite sit, sal dit nie sien nie, want my voorkant is al skoon gewas. Maar die stryd wat ek hier binne het, elke dag, is teen dit. Elke dag. En ek wil elke dag voor die Here gaan en sê, sorry. As ek in 'n meeting sit, of waar mense praat, moet ek sê, sorry Here, sorry, vergewe my. Ek kan nie so dink oor hierdie ou nie. Maar verstaan julle hoe sneaky pride opkom? Hierdie Pakistanners met hierdie winkeltjies, en ons weet wat hulle doen in ons land. Moenie vir my sê, een van julle wat hier sit, kyk nie meer op hom nie. Ons doen. Dis pride. Of vir daai, doen hy verkeerde goed? Ja, soek ons land? Nee. Maar dit beteken nie is beter as hy nie. Omdat hy nie weet wat jy nie weet nie. Dit beteken nie is beter as hy nie. Hoor julle wat ek sê? Ons lees hy storie van die Fariseer en die tollenaar, dink is Matteus, wat gaan bid. En die Fariseer sê, Here, ek is so vreeslik goed, ek vas so verkeerde dag, en ek betaal my tiendes. En die tollenaar kom in, en hy staan aan een kant, hy is amper net in die deur van die tempel, en hy is eers waardig om op te kykie. Hy besef die sonde wat in hom is. En die Fariseer kyk so, hy sê, Here, dankie tog dat ek soos daai ou lykie. Julle weet, ons lees hy storie, en dan dink jy, is nie die Fariseer nie. Maar ek wil vir jou sê, dat elke ou wat hier sit, is die Fariseer. Ek ook. En dis hoekom die Here met hierdie praat, want jou grootste wapen teen die Satan is humility. Die wapenrusting is, ek wil amper sê, op die oppervlak. Hierdie is in die diepte van die gees. As jy humility het, kan die duiwel niks aan jou doen nie. Die kap hom by sy knie af, net daar. Want dis juist die ding waarvoor hy uitgegooi is die counterfeit, pride. Jy kan jou shield van faith op hê, en jou swaard van die woord, en jou belt, en jou skoentjies om die woord te verkondig. As jy nie humility het nie, het jy niks. So hierdie is baie belangrik. En jy gaan net by humility uitkom, as jy in God se boekrol loop. Jy gaan nie net uitkom as jy jou eie planne maak nie. Jou eie planne is pride, want eintlik sê jy vir God, my plan is beter as jou plan. Wat het Eva vir die God gesê? Hierdie plan saam met die duiwel klink beter as die plan saam met God. Dis presies waarom jy Eva gevang het, want hy het net hierdie een triek. Dis presies waarom hy haar gevang het om buite verhouding te val. Presies dit. Die oomblik as jy jou eie plan kies, is jy prideful. As jy dink jou plan is beter as God se plan, dink jy jy's beter as God. Waarvoor is hy uitgegooi? Hy het gedink hy's beter as God. OK, het julle hierdie? Gaan dink daaroor, maak dit vas in jou hart, gaan praat met die Here oor jou eie goeders. Elkeen het sy eie goed daar. As ons in humility het, kies ons die lewe. Deuteronomium, ons het net daarvan gepraat. Maar as jy in pride is jy dood. Sien julle waantoe lei hierdie goeders? OK? As jy die dood kies, wat het ons dan? Angs, vrees, depressie, wat is die ander goed wat jy kry? Stres, né? Dan is nog goed daarby uit, maar kom allemaal op dieselfde goed neer. As jy hierdie kant is, het jy vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Ja. Ek het actually 'n stukkie uitgelos, Psalm 23 se groen gras, né? Groen gras. En hierdie kant is die skadu van dood, hel waardeur jy gaan. OK. So hier is Psalm 23 sinne. En daar is die groen grasietjies waarop ons gaan lê wat vrede is. Dink julle die herder vat die skape deur die skadu van Dodal? Nee, hy vat hom om. So hoe beland ons in die skadu van Dodal of in Psalm 23 praat? Ons maak sy planne, skies die dood. Die Here sê
gewees nie. Ons kon omgegaan het, dit so 'n bietjie langer gevat het, want my tyd was beter, maar jy het 'n kort pad gevat, so jou eie tyd gekies, so dit gaan 'n bietjie rof gaan, maar ons gaan nie deur, okay? Maar sien, binne in daai skadu van dooddal is ons vreeslik bounerig by die Here, né? Okay, so God se rus in daai Shabbat, dis waar ons ingaan. So wanneer ons aan hierdie kant kom ons gaan eers hierdie kant. As ons aan hierdie kant kom, rejoice ons. Ek weet nie of rejoice met 'n I of 'n Y is nie, hè? 'n Y. I. Rejoice en ons eer die Here. As ons aan hierdie kant ingaan, verkeerde kleur geskryf. Sorry. Moan ons. Ons klaar en ons sê het rebellie. Okay, hieroor wil ek vir julle iets sê. Ons gaan 'n bietjie stil staan hier op. Hier is nie net sommer 'n woordjie nie, hoor. Rebellion is baie ernstig vir die Here. Ek gaan vir julle hier lees. Nummer 14. Toe die hele vergadering uitgeroep, hulle kom terug van die beloofde land af, né? Die 12 wat hulle gestuur het om te gaan uitverken. Hulle het al stem verhef en die volk het die nag geween en al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron en die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het. Of as ons maar hier in die woestyn gesterf het. En waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die swaard te val? Ons vrouens en ons kinders sal 'n byt word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie? Sien julle hierdie sê nou maar situasie? Sê nou maar dit gebeur, sê nou maar dat. Nee, ken julle hom? Toe ek die praktyk begin het 17 jaar terug en ek sien 'n pasiënt het geskuif en dink ek, het hy geskuif of het hy gekanselleer? Sê nou maar, hy hou nie van my nie. Sê nou maar niemand hou van my nie. Sê nou maar almal kanselleer. Sê nou maar die praktyk maak dit nie. En so het ek 'n angs in my opgewek wat my amper 'n hartaanval gegee het. Okay? So sien jy hoe hulle hierdie sê nou maar situasie nou uittrek hier met Moses hulle. En hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan. Nou, hulle gaan boor Moses se kop. Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel. En Joshua, die seun van Nun, en Caleb, die seun van Jefune, twee van die wat die land verken het, het hulle klere geskeur en die hele vergadering, waar is ons ding nou? Okay, en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken is buitengewone goeie land. As die Here welbehae aan ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees wat sê hy daar? Wees net nie teen die Here opstandig nie en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk. Dat is hulle beskutting, hulle afgode, die duiwel. En die Here is met ons. Wees nie bevrees nie vir hulle nie. So hy sê vir hulle, kies geloof. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Sien, dis die probleem. Die mense wat aan die kant staan, wil altyd die stenig wat aan die kant is. Want eintlik het hulle jaloesie dat hulle nie ook daar is nie. Maar dit was net 'n keuse geweest. Dis al, God het nie vir een klompie mense geloof gegee en vir die ander klompie hoop nie. Nee, die een klompie het geloof gekies en die ander een het hoop gekies. Okay. So sien wat hulle hierso sê. Dat hulle gestenig moet word, maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn vir al die kinders van Israel. So hulle het hoop gekies. Daarop het die Here aan Moses sê, hoe lank sal hierdie volk my verag? En hoe lank sal hulle in my nie glo nie? Ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het. Sê gou vir my, wie wat hier sit, het as hy in sy leeftyd terugkyk, nog nooit God beleef nie. Wie? Steek op jou hand. Niemand nie. So almal van julle wat hier sit kan sê, ek is 50 jaar oud, of al 50 jaar die Here my nog nooit gelos. Is ek reg? Of ek is 40 jaar oud, of 37, of 58. Is ek reg? Hier is nie een van julle wat kan sê, as ek so terugkyk op my lewe, het die Here my iewers teleurgestel, of in die steek gelaat nie. So, hoekom, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het, ondanks jou 50 jaar se reference wat jy het van wie God is jy nog steeds, glo jy nog steeds in God nie? En as ek nou sê glo in God, dan sê almal ja, glo in God. Weet jy wat, die duiwels glo ook in God. Hulle weet hy bestaan,
Die vraag is, glo jy God? Ek glo nie in God nie, maar ek glo God. Hoor wat ek sê? Ek glo nie in God nie, ek glo God. Ek is oortuig van wie hy is. Almal wil sê, ja, ek glo in God. Regtig. En as jy bid, dan lyk jy so. Die duiwels glo ook in God. Hulle weet hy's reël. Hulle weet dit. So die in beteken niks, is jy oortuig is die ding waaroor dit gaan. Okay, nou gaan hulle so aan, en hulle klaar. Jy wil nog verder lees. Dan sê die Here, hy sal die pes onder hulle stuur. Hy sê vir Moses, hy gaan hulle almal uitwis. Hy gaan eerder vir Moses 'n groot volk maak, en dan staan Moses in voor God, en hy sê, asseblief moet dit nie doen nie. En hy herinner hom, God sê in sy woord, herinner my aan my woord. Moses herinner God aan sy woord. Hy sê, wat sal die volke dink as God nou al hierdie mense uitwis? En die Here sê toe, jy is eintlik reg, maar gaan dit nie ongestraf laat bly nie. Okay. Is nooit ongestraf wanneer jy nie glo nie. Onthou dit, daar is 'n gevolg vir hierdie goeters. En dan kom hy in 27 en hy sê, hoe lank sal hierdie bose vergadering aanhou dat hulle teen my murmureer? Ek het die murmurering van die kinders van Israel gehoor waarmee hulle teen my bly murmureer. Hoor hoeveel keer sê dit, murmureer. Hy sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, waarlik, soos wat julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Sien jy of jou krag lê hierin? Is dit God se skuld dat jou lewe uitmekaar uitval? Of is dit jy wat dit praat? Om in die tyd in die woord spandeer, jy het niks woord in jou nie, so op jou mond uitkom is negatief, en dis al wat in jou is jou revelation, is negatief. Want as jy woord in jou gehad, het jy woord gespreek oor jou situasie, en dit verander met jou woord. Maar nee, ons wil dit verander met ons planne. God moet vir my geld stuur, of iemand stuur om my te help, of iemand wat my moet bless, of iets wat hier moet gebeur. Ons wil dit nie met sy woord verander nie. Ons wil dit met 'n vlees verander, maar nie in die gees nie. Niks wat op hierdie aarde gebeur, het nie eens in die gees gebeur nie. Geen motorongeluk, geen kanker, geen niks. Het nie eens daar gebeur voordat dit gebeur het nie. Geen plaasaanval gebeur in die vlees, voor hulle nie in die gees 'n bloedoffer by die Shangomas gaan bring het voor hulle gaan nie. Maar sien, my eie volk verstaan dit nie, ek kan nie met hulle praat nie, want hulle sit in die godsdienstige kerke, wat nie eens oor die Heilige Gees praat nie. So ons sit in 'n land waar ons Donald Trump moet gaan vra, luister, ons word vermoor, is dit die waarheid? Ja, dit is. Maar dit hoef nie so te gewees het nie. As ons in die gees geoperate het, het dit nie so gewerk nie. Het elke booswig wat daar boer toe gaan, 'n mislukking gehad. Het die Here se naam verheerlik geraak, en daai booswig ook gesê, shucks, hier's iets anders, maybe moet ek aan iets anders glo. So hierdie land al lank omgedraai gewees het. Maar sien hierdie 50-50 besigheid in die godsdienstige stelsel, het ons dat ons nêrens by dit uitkom nie. Ons moet na Amerika toe hardloop vir hulp. Is nie verkeerd in die vlees nie. Weet nie. Ons kon dit in die gees al lank al uitgesort het, dan sou dit in die vlees ook uitgesort gewees het. So verstaan dit, dat niks wat met jou gebeur hier, het nie daar gebeur nie. En dit wat jy spreek, kan jy skrif gaan lees, is in existence in die gees, vir altyd. So as jy negatiewe goed spreek, gaan dit jou vlees word. Maar as jy die woord van die Here spreek oor die situasie, gaan dit jou vlees word. Verstaan julle hoe ernstig is hierdie? Wag, ek is nog nie klaar nie, ons gaan nog dieper gaan. Kyk, vers 33 sê hy vir hulle dan, en julle kinders sal soos herders rondtrek in die woestyn 40 jaar lank, en sal so die gevolge van julle hoerery dra, totdat julle lyke in die woestyn verteer is. Nou slaat ons harde houe vanoggend. Daai woordjie, hoerery wat daar staan, is zenith. Weet jy sê dit is zenuth. In Hebreëus, is klaar murmureer, daai, né? Beteken hoerery, dit beteken letterlik seksuele sonde wat buite die huwelik gebeur, en die huwelik belofte violate, oortree. Besef jy dit wanneer jy kla, want dis waar jy gaan, wanneer jy kla, en moan en rebelleer, het jy seks met die duiwel. Jy het intimiteit met die duiwel. Dis wat hy vir hulle sê daar. Dit staan daar. Verstaan julle hoe ernstig dit is? Ek wil nog 'n skrif gee. Daar het ek dit vir julle onderskryf. Murmureer, kla en rebel is witchcraft. Dit is witchcraft. Dis wat die woord beteken in Hebreëus.
'n fornication, hoerery. Okay? Daar's nog ene, 1 Samuel 15:23, want wederstrewigheid is 'n sonde, dis wanneer hulle kla. Van waarsêry en eie sinnigheid, julle moet hier in die Engels lees, dit is 'n bietjie lekkerder. Is afgoderry en beeldediens, omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. God het elkeen van ons aangestel op hierdie aarde om 'n koning te wees. Oor die gebied waar ons is, sodat ons die duiwel kan uitsorteer. Is ons dit? Nee. Hoekom? Want ons moan. En kyk waarvan af kom die mounery. Jy het gedink om te hoop is okay, maar kyk wat trek ons nou al. Jy het nou intimiteit met die Satan. Met hoerery. Matteus 5:28 sê, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds dit gedoen het. Reeds. In die gees, hou op in die vlees dink. In die gees, as ek iemand ander begeer, het ek klaar in die gees met hom intimiteit gehad. Ons moet ophou in die vlees operate, oukies. Ons is verby daai plek. Regtig waar. Ons moet in die gees begin connect met God. In die gees begin Bybel lees. In die gees begin goed sien. In die gees begin dink. Ons is in die laaste dae. Ons kan nie meer melk drink nie. Ons moet begin kou en vaste kos. Okay. Het julle hom? En ek leer dit vir my kinders, as hulle kla oor goedjies, simpel goed, jy weet, ons kinders kla nou nie oor ernstige goed soos ons nie. Maar van kleins af moet ons dit in hulle harte insit. Klaarheid is soos witchcraft vir God, ons kla nie. Jy kom vra vir mamma vir iets. En as ons dit nie kan doen nie, dan wag ons dat die Here ons wys hoe en wanneer ons dit kan doen. En dis dit. Dis nie moeilik, dis baie eenvoudig. Maar sien, ons is dit nie geleer van kleins af nie. Want ons kom uit ander sisteme uit. Maar ons het die geleentheid om ons kinders se koppe van kleins af tot reg in te sit. So die net terwyl hulle kom by ons is dit nie vir hulle moeilikie. Ons moet nou 'n ding gaan verander wat in ons koppe gebrand was van kleins af. Dis moeilik, want ons is al oud. Maar vir hulle as jy dit van kleins af inbrand, is dit net hoe hulle operate. Hulle is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Ek het dit nou die dag gesê. Toe Moses kom, toe weet die duiwel sy moeilikheidsgeboek, toe traai hom uit om maak die kinders dood, maar hy kom nie by Moses uit nie. Toe Jesus kom, toe sy moeilikheid groter geboek, toe traai hom ook uit, maar hy kon nie by hom kom nie. Die kinders wat nou gebore is presies dieselfde. Hulle is geroep vir 'n tyd soos hierdie en die duiwel vat hulle so van ons al weg. Met die selfone, ons gaan nie weer daaroor praat nie. Maar julle weet waarvan ek praat. So as jy nie jou kind van kleins af hierdie diep goeters in sy kop inbrand nie. Klein goedjies. Mamma, ek is honger. Kan ons by die huis kom? Nie so mou nie my kind. God hou nie van ons mou nie. Ons gaan nou by die huis kom, hou net 'n bietjie uit. Want weet jy wat uithou? Dis 'n goeie ding in die gees. Amen. Want nou wag ons op God se tyd. So om jou kind van kleins af te leer om uit te hou, nie om hom uit te sterf nie. Nee, gaan jy of jou kos gee, kyk hoe lank jy uithou nie. Nee, ons net nou in die mall. En dan gaan jy nou iets koop. Jy gaan wag tot ek by die huis kom, gee ek iets om te eet. Dis goeie goed om te leer. Ek wil sê hierdie geestelike goed word nie ingebou as dit so groot is. Jy word ingebou as dit so groot is. Amen. Dis wat ingebou word by die ouderdom. Ons doen dit nie. Ons doen dit nie. Eenvoudige goed. Dis nie moeilik om kinders groot te maak nie. Die Bybel gee ons al die antwoorde. As ons rejoice in hom, het ons intimiteit met ons bruidegom. Wat Jesus is. Jy het net gesê, waantoe lei hierdie? Hierdie is intimiteit met die duiwel. Kan jy regtig hierheen bekostig? Kan jy regtig bekostig? En dan staan die karre tou daar voor Tannie Christa se huis. En ek stop ook daar, hoor, niks judgment nie. Ek stop ook daar as ek iets wil hoor gou. Maar die karre staan daar en hulle klim nie uit hierdie uit nie. Hulle bly hier in, dan stop hulle elke week daar, elke week vir dieselfde goed. Tannie Christa kan jy nie help nie, hoor. As jy nie 'n besluit maak om oor te gaan aan hierdie kant nie, kan sy jou nie help nie, hoor. Sy is nie God nie. Sy kan jou nie help nie. Die volgende dag gaan jy ook nie help nie. Ek gaan jou ook nie help nie. Ek gaan jy die woord gee en die antwoord gee. Maar as jy nie gaan toepas in jou lewe besluit maak nie. En jy bly hierdie ding kies in hierdie kant. Skud ek die stof af en beweeg ek aan. Die woord sê dit. So, onthou wat ek julle sê, Tannie Christa is daar om ons te help. Maar jy moet, as jy daarby uitstap, moet jy kies om van jou af oor te gaan hiernatoe. En die dinge begin toepas. As ons hierdie kant is, gaan alles oor Jesus. Niks gaan oor jouself nie.
alles gaan oor hom. As ons aan hierdie kant is, gaan alles oor myself. Me, myself en I, wat ek wil hê, hoe dinge vir my moet gebeur, wat die Here nou moet doen. Ek wil so 'n lysie wat jy bin, en kyk jy elke dag, die Here nou het nou al gedoen. Here, wanneer is hierdie lysie nou uitgesort? Dan jy lag, is die waarheid, mense bid so. En God is 'n vreeslike groot teleurstelling, want my lysie is nog nie afgetikkie. Dink julle ek werk so met my man? Dink julle ek gee van my man 'n lysie, en dan kyk ek, het hy dit nou gedoen? Of doen hy dit in elk geval, want hy is lief vir my? Maak in elk geval die kas se deur toe, want hy is lief vir my. Gaan haal in elk geval die kinders vir my, want hy is lief vir my. Ek hoef nie te vra nie. God sê, soek eers die koninkryk, en alles sal vir jou bygevoeg word. Jy hoef nie te smeek en te hoop en te wonder gaan hy nou nie, want jy die koninkryk gesoek. Hy weet hy moet die kasse deur toe maak en jou kinders gaan optel. Hy weet dit. Jy weet nie vir hom te sê nie. Hy weet dit. OK? Hierdie kant is daai jong kindertjies wat ons met die ou toppie trou met die geld. Sy sit heeltyd en kyk, het hy nou vir my nog 'n kar gekoop? Gaan hy my oorsees vakansie vat? Dis daai tipe huwelike. Hulle is hierdie kant. So het jy so 'n huwelik met God, met Jesus, met jou bruidegom. Waar jy hom net aanhou vir die geld wat hy jou moet gee, en vir die voorsiening, en vir die gesondheid wat hy moet bring. Want dis wat daai jong gultjies doen wat met die ou toppies trou met die geld. Of het jy 'n huwelik wat in die hemel gebou is, waar ek vir John niks hoef te vra nie, hy doen dit in 'n geval, want hy weet wat ek nodig het. Ek hoef net te kyk, dan weet hy, ek moet iets gou uitsortie. Nie kyk nie, kyk liefde. Ons verstaan mekaar sommer net so, asof eers te praat nie. Want ek soek die koninkryk, ek soek sy hart die hele tyd. So hy weet wat my hart nodig het, want ek weet wat sy hart nodig het. Ons hou mekaar nie aan vir geld nie, of vir voorsiening nie. Ons hou mekaar aan vir liefde. Sien, dis die verskil tussen hierdie. As alles oor Jesus gaan, as alles in my huwelik nie oor my man gaan nie, en alles gaan oor myself, gaan my huwelik nie werk nie. As alles gaan oor wat John vir my moet doen, maar niks gaan oor wat ek vir hom wil doen nie, gaan dit nie maak nie. Sien, hierdie gaan alles oor wat John vir my moet doen. Dis daai jong gultjie wat by die ou toppie getroud is. Sy het net met hom getroud vir alles wat met haar gedoen moet word. En daai ou toppie het net liefde nodig. Dis eintlik wat hy wou gehad het. Maar niks gaan oor hom nie, alles gaan oor haar. Dis die waarheid. So jy jouself afvra, wat se tipe huwelik staan jy met Jesus? En dan die laaste ding wat ek wil skryf hierso is hierdie, is as jy die boom van die lewe kies. Hierdie is die boom van die kennis van goed en kwaad. Die kennis van die boom van die kennis van lewe van goed en kwaad, is jy wat self wil weet hoe werk goed. Jy wil dit self uitfigure. Jy gaan jou eie planne maak. Jy wil self weet, Here. Die boom van die lewe is om die lewe self te trust, dat hy weet beter as jy. Ek hoef nie alles te weet nie. Ek hoef nie te weet hoe dit gaan uitspeel nie. Ek hoef nie te weet hoe my finansies gaan uitgesort word nie. Ek hoef nie te weet hoe ek van hierdie siekte gaan ontslaa raak nie. Ek hoef dit nie te weet nie. Want die boom van die lewe weet alles. I don't have to know. I just have to have faith. I just have to wait on His time. I just have to spend time in the Word. I just have to keep the conditions for the promises to be true. I just have to be obedient. Wait on His time. I just have to be in His scroll that He written for me. I just have to have so much humility in front of Him because I love Him so much. I just have to lay down myself and sit there with Him, only for Him. I just have to choose life. Doesn't matter what my circumstances look like. Maak nie saak nie. Gaan ons deur storms? Ja, groot storms. Pla dit my, glad nie meer nie. Nou daai hondestorie, dis 'n stupid hondestorie, maar dit het so impak, dit het Oktober laas jaar gebeur. Ek het 'n besluit gemaak daai aand. Ek het vir die Here gesê, Here, ek kies vanaand om geloof te hê. Dis nie 'n emosionele gevoel nie. Jy gaan nie uitstap vandag en voel jy glo beter nie. Trust my, jy gaan nie. Jy moet besluit om te sê, Here, ek voel nie vandag baie gelowig nie, maar ek kies om dit wat die woord sê as die waarheid te vat. En hoe meer jy kies om dit te vat vir die waarheid, hoe meer raak dit 'n emosionele gevoel. Dit is nie net 'n emosionele gevoel nie, okay? Die duiwel manipuleer ons met emosies. Hier is emosionele manipulasie wat hier afgaan. Om regtig in geloof te staan en te rejoice in jou storm,
die Here te prys en te loof vir wie hy is, vir wie hy is, nie vir wat jy nodig het nie. Jy rejoice nie omdat jy iets moet kry nie. Jy rejoice net omdat hy die koning van die konings is, dat die lam geslag is, en dat hy opgestaan het uit die dood, dat hy jou vrygemaak het. Dis waarvoor jy moet rejoice. Nie oor die storm waarin jy is, wat hy nou moet uitsort nie. Hy gaan dit in elk geval vir jou uitsort, volgens Matteus 6:30. You just stay in this. Sien julle hoe ernstig is dit wanneer ons hoop? Sien julle waartoe lei dit? Dis diep goeters hierdie. En dis hoekom ek dit vir julle vanoggend wou neerskryf. Sorry, ek skryf lelik. Dit is mooi hierop, ek sal vir julle afrol. Maar ek wil hê julle moet dit sien. Ek wil hê julle moet dit bedink. Ek wil hê julle moet dit julle eie gemaak in julle hart. Ek wil hê julle moet dit gaan deel daar buite met die ander mense. Want 99% van die liggaam van Christus sit hier. 99% van Christene sit hier. Ons sit nie daar nie. En die beginpunt van dit, moet nie hier begin nie, hoor. Begin daar heel bo. Spandeer tyd in die woord. Sien jy tyd in die woord spandeer, jy kan nie niks van hierdie goed kry nie. Dit is dit wat dit is. En as jy nie weet om die Bybel te lees, jy kom sê my, ek gaan jou help, dis my gift. Ek gaan jou leer Bybel lees. Dit gaan nie so moeilik nie. Oggend preek ek kort. Kyk, kom ons lees 'n paar geloofskrifte. Ek wil sê, daar's nog klomp, hoor, ek het nie alles opgetik nie. Want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dis die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Sien jy, niks sê hoop nie. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof, nie deur hoop nie. Okay? Sonder werk en wet. Die hoop waarvan 1 Korintiërs 13 praat, die hoop, die liefde, né, daai die drie wat ons oorbly. Geloof, hoop en liefde. Daai hoop beteken, ek het hom vir julle neergeskryf, Hebreëse woord. Daai hoop beteken, hulle sê dit elpizo, is die Hebreëse woord. Dit sê trust in, confide in somebody. Dit wil sê trust in God. Die ander ding wat hy sê is expect good things. So daai hoop is om te verwag dat daar goeie goed gaan gebeur. Dis nie 'n 50-50 besigheid nie. Dis nie hierdie hoop nie. Waarvan 1 Korintiërs 13 praat nie. Dis om te verwag dat die Here hierdie gaan doen. Jy bid en jy verwag dit. Dis wat hoop beteken. Okay, as jy die Hebreëse woord gaan kyk. So, verstaan julle dat ons met die verkeerde hoop uit die godsdienstige stelsel uitgekom het? Maar daai hoop lyk so. Okay? So Romeine 4:5. As jy volgende enetjie aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig word, sy geloof tot regverdigheid gereken. So jy kan ook nie regverdig voor God staan as jy nie geloof het nie. Wat beteken regverdiging, righteousness? Dit beteken ons is reggestel voor God. You is right standing with God. Toe hulle gesondig het, toe hulle 'n lae lakke. Ek kan mos nie met 'n hond 'n verhouding hê nie, hy is laer as ek. Okay? Ek moet met 'n mens 'n verhouding hê. Ons moet iets equal hê, dan kan ons verhouding hê. So toe hulle sonde doen, toe hulle ewe skielik lae lakke hier onder. So toe Jesus kom te maak hy 'n regstaande met God. Dis wat regverdig maak beteken. Righteousness, right standing with God. Maar jy kan dit net kry as jy glo wie hy is. Jy kan mos nie geregverdig word as jy nie glo wie hy is nie. En almal glo in Jesus. Ja, ons glo in Jesus, maar ons bid so. Glo jy reg? Verstaan ons moet onsself gaan ondersoek vir hierdie goeters. Galasiërs 2, terwyl ons weet dat die mense nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus, en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Sien julle, dis nie net om te glo dat Jesus reël is nie. Dis om oortuig te wees van hom in jou omstandighede, in jou lewe, in dit waarmee jy struggle. Dis 'n totale iets anders. Ons dink ons is glo in hom. Ja, ons glo. Maar as jy jouself ondersoek met hierdie, dan lyk dit anderster. Hebreërs 11:6 is my favourite skrif, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Hy is. En 'n beloner is van die wat hom soek. So wat sê hy daar? Toe ek in die kerksysteem was, het ek gedink, sonder glo is onmoontlik om God te behaag. Ek het gedink, God is heeltyd teleurgestel my, want ek glo nie genoeg nie. Maar dis wat daar staan nie. Wat is my behaag as 'n ma? Is dit nie om vir my 2 kinders alles te gee wat ek kan nie? Julle is almal ouers. Wat is jou behaag? Is dit nie om vir jou kind alles te gee wat jy kan nie?
Dink jy nie is God se hart ook nie? Hy sê, as jy wat 'n mens sleg is dit in jou het, wat dink jy is in my hart wat goed is? Né? So dink jy nie is God se behaag om vir ons alles te gee wat ons nodig het nie? Hy sê, maar as jy nie glo nie, kan ek dit nie vir jou doen nie. Dan is ek nie behaag nie. Dis waar daar staan, so inglo is onmoontlik om God te behaag. Hy sê, ek is nie behaag nie, want ek kan jou nie help nie, want jy glo nie dat ek dit vir jou kan doen nie. My kind vra my mos nie, mamma, ek het 'n nuwe broek nodig, en sê, ag ma, ek weet nie eintlik of my ma dit kan koop nie. Hoe gaan ek voel as hy dit so sê? Hy glo mos dat ek die geldjie het om vir my nuwe broek te gaan koop. Hy is oortuig daarvan. Ons gaan winkel toe, ek neem 'n kar reg op die broek. Hy het nie hierdie 50-50 houding teenoor my nie. Sien, en dan is ek behaag, want ek kan dit vir hom koop, is my lekker. So, dit is onmoontlik om God te behaag as jy nie aan geloof het nie, want hy kan niks vir jou doen nie. Hy sit daar bo en hy sien hoe sukkel jy en is van sleg. Dink julle is God lekker as hy sien hoe sukkel ons? Nee, dis sy hart, hy is ook 'n vader, net soos wat julle 'n pa en 'n ma is dit weer vir julle lekker as jy sien jou kind sukkel. Nee, dit is nie. Jou hart is mos dat jou kind moet goed wees. So seer dink julle is God se hart te sien hoe sukkel julle daar omdat julle nie geloof het in hom nie. Hy sien behaag, is nie vir hom lekker nie. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, van die dinge wat ons hoop, to expect good things. Ons het 'n geloof dat dit definitief, dat ons dit verwag, daar goeie goed gaan gebeur. Dis wat daar staan. Die vaste vertroue, die Hebreëse woord daar is hypostasis. Uiteindelik beteken dit 'n wetlike dokument wat in jou naam eingemaak is wat jy eindelik is. Dis soos wanneer jou pa doodgaan en jy kry 'n testament en alles behoort aan jou. Dis dit. Die vaste vertroue. Jy het klaar die testament gekry en alles behoort aan jou. OK? 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So, daar's 'n ander skrif, ek het hom nie opgesit wat sê, we walk by faith and not by sight. Hy sê, spraak dit in existence, asof jy dit alreeds gesien het. Dis daai tipe geloof. Maar sien, as jy 50-50 is, dan praat jy dit uit existence uit. Want jy is negatief, so jy kry dit nooit. En dan is God 'n vreeslike teleurstelling vir jou, want hy kom nie deur nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang, deur die geloof verstaan ons uit die wêreld deur die woord van God toebereis, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Die wêreld is nie gecreate uit goed wat jy kon sien, toe bou ek 'n torentjie bo mekaar nie, jy kon dit nie sien nie. God het dit uit onsienlike dinge gespreek, toe poets, toe is dit uit daar. Uit daai tipe geloof uit wat ons operate, ons weet dit tog. Jy het 50 jaar 'n track record, jy weet dit, dat God na jou gekyk het. Net soos wat ons weet dat God uit onsienlike dinge, al hierdie goed het ons net in 'n woord geskep het. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, hoor hoekom? Omdat sy hom getrou geag het, wat dit beloof het. Omdat sy hom getrou geag het, want sy was 100% oortuig, wat dit beloof het aan haar. Moes sy wag vir sy tyd? Ja. Moes sy by gehoorsaamheid uitkom nadat sy gelag het? Ja. Moes sy in humility voor hom gaan staan as hy gelag het? Ja. Sy moes by al hierdie goed uitkom, want sy het hom getrou geag. Ag jy hom getrou genoeg om hom te trust? Elke moet vir homself gaan vra. Hierdie wys die Here van die laaste paar weke, Psalm 23, die tafel is gedek. Jesus sit daar. Die vraag is, elke oggend as jy wakker word, sê Jesus, yes, jy's wakker, ons gaan hierdie dag begin. Gaan sit jy daar by hom? Of sit hy alleen en wag vir jou daar, elke dag? Elke dag sit hy daar. Hy het soveel geduld met ons. But somewhere, raak die geduld klaar. Staan op, stap hy weg. Vraag is, hoe ver is jy dat Jesus van jou wegstap? Hoe lang terug het jy daar gaan sit? Hy sê dit in die woord, is 'n ander klop, maar is 'n plek wat hy sê is klap. Gaan sit jy daar by hom. Hy is so opgewonde om met jou tyd te spandeer. Hy is so opgewonde oor jou. Ons gaan sit hier daar nie. En as ons daar gaan sit, dan lyk ons so. Ons lyk so. Jy nie sê ons doen nie, ons doen. Ja. Of ons lyk so. Hy sê in die laaste tyd, in die laaste dae sal baie mense verlore gaan. Daai is die rede vir dit. Daai is die rede vir dit. Ek wil jou eerlikwaar sê, ek het nie social media nie.
Ek gaan nie op TikTok, ek weet nie werk dit nie, Instagram. Ek gaan nie eens meer op YouTube eintlik in om tennisvideo's vir my kind te kyk, hoe ons moet afrig nie. As mense vir my 'n WhatsApp stuur met 'n Facebook post, probeer ek om hom nie oop te maak nie. Want as ek hom oopgemaak het ek 10 posts later geskrol vir 'n klomp snerp. So ek wat nie social media doen nie, wil vir julle sê ek's verslaaf aan my foon. Ek kyk elke nou en dan het iemand my nie ge-WhatsApp nie. Ek wat wil sê ek doen nie social media nie. Hoe lyk die res wat heel dag op TikTok en Instagram en weet jy wat se grams alles en X en dat skropgoeders is nie. Mense as my sê hulle wil meer daarop wees en jy kan geld maak op. Jy kan post sit en hoe meer mense jy vir jou kyk, kry geld op. En dan vra ek vir hulle, hoeveel tyd spandeer jy hierin? As jy jou foon en die Bybel op 'n weegskaal sit, wat weeg die swaarste? Lyk hy so? Lyk hy so? Die meeste sin lyk so. Die meeste. Hy lyk so. As jy daar bo kom, gaan hy vir jou sê ek het jou naam geken of gaan hy vir jou sê gaan weg, ek het nie jou naam geken nie. En dan gaan hy vir jou sê maar Here, ek het kerk toe gegaan, ek het elke tweede dag 'n versie gelees, ek het 'n Bybelstudieboekie. Ek gaan vir jou sê gaan weg, nie jou naam geken nie. Ek luister nou 'n video, 'n ou wat op 'n radio-interview was, maar hulle het op in die studio waar hulle die radio ding gedoen het om afgeneem. Ek het die video gekyk, ek sal van die Christa stuur. Hierdie het 2 keer in sy lewe 'n near-death experience gehad. Hy het die eerste keer met 'n fiets geval, sy hele kop oop en amper dood, maar dit maak so hy loop close met die Here. Hy's Christen, hy het hierdie experience gehad waar amper dood was. En hy kry COVID en hy dink, ja, ek's mos 'n Christen, COVID gaan my nie vat nie. En hy ou beland in ICU en hy hou 3 keer op met asemhaal. En die eerste 2 keer voel hy hoe hy in 'n graf aangegooi word waar die grond boor hom gooi en hoe hy uitgrou. Maar die 3de keer toe kom haar tipperlor en hy tip grond op hom. En hy kom by die poorte. Hy sê maar toe hy daarbo kom, toe weet hy gaan hel toe. Dis eers iets waar hy gewonder het of gevra het, hoor jy, watter kant toe gaan. Hy sê hy het goed geweet. Hy weet dit. En hy probeer nog hierdie redenasie met Jesus sê dat hy het 'n pad met hom geloop en nie weet gaan kerk toe en al hierdie goed. Jesus sê vir hom, jy was nie oortuig nie. Jy het nie faith gehad in my nie. Hoor jy wat sê die Here vir daai ou? Jy het nie faith gehad nie. Jy was hier. Want sien julle waartoe lei hierdie? Jy het intimiteit met die duiwel. Dink jy as jy daar bo kom en gaan sê, ja, kom in, jy was 'n flou Christen, ek het dit gelaai, kom. Nee, hy gaan dit vir jou sê nie. Hy gaan vir jou sê, gaan weg, ek het nie jou naam geken nie. En hierdie ou het al reeds een near-death experience gehad. Hy het regtig 'n pad met die Here geloop. In hoop. Nie in faith nie. En ek luister hierdie video en ek dink, ek het in die lockdown ook so 'n video gesien van so 'n ou verrimpelde oom, wat dieselfde storie vertel het, hy het ook 'n near-death experience gehad. En die Here het hom teruggestuur en hy's ook amper hel oor dit. Maar hy het 'n tweede kans gekry om terug te kom aarde toe en die Here het hom gesê, gaan vertel die mense. Want hoekom lê hoop tot die hel? Intimiteit met die duiwel. Julle, hierdie is ernstige goed. En is nie emosionele gevoel nie. En ek beklei nie vanoggend nie. My hart is seer om te sien hoeveel Christene nie gered is nie. Ek sien hulle elke dag hier binne. As ek tussen 10 en 15 pasiënte 'n dag sien, lieg ek nie veel as ek sê een is gered, partykeer 2 nie. Ek lieg dit nie. En almal is Christene wat die raad deurstap. 95% van hulle. En ek sien elke ras, elke kleur, elke sosiale ekonomiese omstandighede. Ek sien alles hier binne. Dis nie 'n liegie. Ek sê hierdie omdat my hart seer is, omdat ek sien wat daar buite aangaan. En die Here het self met my hieroor gepraat, want ek was self 'n klein rukkie terug hier. En ek was op 'n stadium daar, maar ek het opgehou tyd spandeer in die woord, want ek is moeg. Ek is 2 jaar op vakansie nie, ek minister elke dag, ek toets oë, ek is emosioneel moeg, leen van die duiwel. Almal wat moeg gemat is, kom na my toe, want van brood alleen sal jy nie lewe nie, vir elke woord my mond uitkom. Maar so hou die duiwel my dat ek te moeg is om Bybel te lees, want ek moet emosioneel engage met die Here, maar ek het nie energie nie. En dis al die tyd te leen. Desember toe ek hier by die huis sit, sê die Here vir my, hy het vir gelieg. Jy hoef nie emosioneel met toe engage, kom sit dit by my. Nie vir Bybel te lees nie. Sit jy worship musiek op en sit dit hier, vir my te praat nie. Kom sit en re-energize yourself. Amen. En hier begin Januarie is ons volgeboek en ek bekeer niks. Dit lyk of ek op vakansie was. Want my krag kom van hom af, nie van die vakansie af nie. Maar sien hoe maklik hou die duiwel jou uit om nie Bybel te lees nie. Want jy is te moeg. En ek is moeg, is die waarheid. In die vlees was ek moeg. Dis 'n realiteit gewees, wat was nie die waarheid nie. Die waarheid is ek kon dit gaan re-energize by God. Maar ek moes eers weer hout in die oor kry. Gelukkig
doen hy dit met my, om weer terug te kry op die pad. So ek wil julle sê, selfs ek was vir 'n ruk nou hier, omdat ek nie daan was nie. Dis baie ernstig hierdie. Geloof is om God te glo vir wie hy is. Confidence te hê. Hoop is om God te loof met die hoop dat dit hom sal kry om jou te help. Hoor jy wat ek sê? Hoop is om God te loof met die hoop dat dit hom sal kry om jou te help, dat jy hom sal so 'n bietjie manipuleer, dat hy tog net hierdie ding vir jou uitsort. Dis so naby in mekaar, maar so ver verwyder. En dis hoe die duiwel kom met alleen, hy twist hom net so 'n bietjie. Ek gebruik altyd vir ou Evaatjie vir 'n voorbeeld. God sê vir haar, jy mag van een boom eet nie, die duiwel sê mag jy van geen boom eet nie. Hy het net 'n aangesit. Hy twist die waarheid net so klein bietjie, maar die uitkoms ver verwyder uit mekaar uit. Hemel en hel is baie ver uit mekaar uit. Hier kom nou die dag 'n vrou toets week voor dit, van Posselsburg af. Sy het 'n masker op. Nou kyk as ek iemand met 'n masker sien, ek onmiddellik kwaad. Ek sien nie lelike woorde nie. Onmiddellik. Ek sê vir haar, is jy siek? Nee, sê sy. Ek sê nou, waarvoor is die masker? Nee, die dokter sê, sy was uit met sulke plekke inkom en sy maskers te vind, mense is siek. Ek sê, luister ons toets, hier is nie eens 'n dokter se spreekkamer, hier is nie siek mense hier nie, verstaan? Dis soos, mense ook hoor toets. Ek sê vir haar, raak jy maklik siek? Nee, glad nie. Ek sê, is jy 'n believer of Christ? Ja, sê sy. Ek sê, nou wat het van die bloed geword? Dan sê die masker af na haar hier, sy weet nie moet sy in die handsak sit, sy weet nie wat sy met hom moet doen nie. Ek sê vir wat's fout? As jy iemand is wat 'n immuunsiekte het en jy raak maklik siek, I get that. Maar ek vra dit, raak jy maklik siek? Nee, glad nie. So die dokter het gesê, daar's 'n 50-50 chance dat hierdie met jou kan gebeur. God sê, Psalm 91, geen pes sal naby jou kom nie, maar sy het hierdie een gekies. In die middel van die somer, in hierdie hitte, stap sy met 'n masker en sy raak eers maklik siek nie, sy is nie eers siek nie. Ons is nie in 'n dokter spreekkamer met siek mense nie. Maar sien jy hoe maklik kom die duiwel met hierdie goed? Hoe kies jy die dokter se woord bo wat die Here vir jou sê? 'n Gesonde jongvrou, niks verkeerd nie. So, die laaste ding wat ek wil sê is, tweede laaste ding, Romeine 10:17. Ag, kan ek net daai prentjie wys? You prepare a table before me in the presence of the enemy. Sien nou daar agter die demoniese presence of the enemy, maar lyk dit of hy naby jou kan kom? Nee, sit hulle in die oog van die storm? Ja, die storm is reg rondom hulle daar, sien julle dit? Maar binne in daai storm sit Jesus saam met haar. Elke oggend wag hy vir jou by daai tafel. Elke liewe oggend. Faith comes through hearing, and hearing comes through the word. Romeine 10:17. Romeine 10:17. Geloof kom deur die gehoor, en die gehoor kom deur die woord. Sulke eenvoudige ou skriffies, maar so diep. As ons dit net ons eie wil maak. As ons net wil gaan oordink en dit begin toepas in ons lewens, en tyd spandeer in die woord. En terwyl ons sing van daai liedjies, toe kom hierdie net by my op, wat help dit? Die prys is betaal, maar jy is nie oortuig van nie. Wat help dit? Jesus het sy glory, sy troon, sy glorie, sy kroon, alles daarbo verlaat, om af te kom, om homself te humiliate, vir jou, om ook dit te kan doen, maar jy is nie oortuig van nie. Wat het dit gehelp dan? Dan kon hy net sowel daarbo gebly het. Daar was daar geen doel dat hy aarde toe gekom het en die kruis gesterf het, dat ons by dit kon uitkom het. Eintlik wat jy doen, as jy hierdie doen, is jy verwerp direk wat Jesus kom doen het aan die kruis. Jy kan net na die Vader toe gaan deur die Seun. As jy Jesus verwerp, kan jy nie na die Vader toe gaan nie. Hy het gekom aan die kruis, sodat ons faith kan hê. Nie 50-50 nie. Hierdie was voor hy gekom het. So dis waarmee ek wil afsluit. Wat help dit uit die prys betaal, maar jy is oortuig nie? OK, kom ons maak ons oë toe.